Liewe gemeente, ons gaan twee tekste vandag lees. Ons gaan Romeine 1 lees en Matteus 1. So, die eerste een het te doen met Paulus, en ons gaan so 'n bietjie praat oor Paulus Saulus. Maar dan gaan ons oorgaan na Matteus toe, wat die geboorte van Jesus weer bietjie vertolk. Dit is Kerstyd, en die tweede teks sluit so bietjie, al nie bietjie nie, sluit heeltemal aan by die eerste een met ons tema en die subtema liefde. En van uitstel kom afstel soms. Kom ons lees saam uit die 2020 vertaling uit. Paulus, 'n diensknegt van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het, aangaande sy seun, wat na die liggaam uit die nageslag van Dawid gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die seun van God, Jesus Christus ons Here, deur wie ek die genade van die apostelskap ontvang het om tot eer van sy naam mense uit die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou voordat ons oorgaan na die volgende teks toe, is daar iemand wat dalk opgemerk het, dit is 'n besonderse lang sin in Afrikaans. In die Grieks is dit ook een sin, al 7 verse. Ons gaan nou iets daaroor sê. Dan kom ons by ons Matteus teks. Die geboorte van Jesus het so gebeur, toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het daar skielike engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat die Here deur die profeet gesê het, vervul kan word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Wat as dit vertaal word, beteken God met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Daar is ons tema, liefde. En ek het dit al in vorige preek ook genoem. Daar's 'n familielid wat op 'n stadium vir my gevra het, maar regtig, hoe baie kan jy preek oor liefde? Hoeveel is daar te sê oor liefde? En dan sê ek, of daai antwoord op daai stadium wat nog steeds by my bly was, oor liefde, klein letter L, nee, nie so baie nie. Hoofletter L, God se liefde, baie. Jaar in en jaar uit kan ek preek oor liefde. En soos wat ek gesê het, die eerste 7 verse is een lang sin in Grieks. En daar's nie regtig konsensus oor hoekom Paulus of dalk die slaaf wat namens hom geskryf het, ek noem nou spesifieke slaaf, want ons gaan 'n bietjie daaraan raak ook. Die slaaf wat namens hom geskryf het, hoekom sou dit een sin gewees het nie? Maar dit is baie opvallend, want dit is nie net in Afrikaans ongewoon nie, dit is ongewoon in Grieks ook. Miskien het Paulus baie ernstig gevoel oor die saak. Hoopelik het hy oor alles wat hy geskryf het ernstig gevoel, maar dalk het hy baie ernstig gevoel hieroor. Dalk was dit maar net soos as ek in Engels kan sê,
dalk het hy net op 'n tangent afgegaan. Slaaf vir Paulus is bietjie iets anders as wat ons dink aan slawe vandag. As jy op Stellenbosch geswat het, en jy hoor oor postcolonialism en al daai goed, dan kan dit nogal negatief raak. Nie net Stellenbosch nie, ek sê nou maar nie, dis omdat ek daar was. Slawerny vandag het 'n baie ander konnotasie as wat Paulus gehad het. Hy het dit gesien as 'n identiteitstekening. Hy het dit gesien as, ek is 'n slaaf vir die Here. Ek dien hom, met absoluut alles wat ek het. Ons weet, moderne slawerny, iets heeltemal anders, wat ons nie goed praat nie. Maar vir hom was dit gewees om te sê, maar ek is 'n slaaf vir my God. Nou dan, Paulus, voorheen Saulus, kort vinnige agterstorie, meeste van julle ken dit dalk, maar net gou vinnig om weer te recap. Saulus het niks van Christen gehou nie. Hy het hulle vervolg, hy het hulle uitgehaal, hy het hulle doodgemaak, hy het hulle gemartel, en op die pad na Damaskus toe is daar 'n helder lig wat uit die hemel uitkom, en hy's verblind vir 'n ruk. En dit is toe waar die Here ook vir hom sê, jy sal voortaan Paulus wees. Daar het sy lewe verander, en toe skryf hy meeste van die Nuwe Testament. Vir hom was, om 'n slaaf te wees vir God, was deel van sy identiteit. Ek praat nie namens julle nie, ek praat ook nie noodwendig namens myself nie, ek praat nou gebaseer op observasie. Baie keer is ons as gelowiges, sien ons osself nie as slawe van ons geloof nie. Ons gee nie ons absolute alles en sê, maar ek sal bloed en sweet tap vir my geloof nie. My geloof is deel van my identiteit, maar dis amper half apart, dit kom saam met my. Vir Paulus was dis wie ek is. Ek is 'n dienaar, ek is selfs verder as 'n dienaar, ek is 'n slaaf van God. As ons kyk na die Hellenistiese beskouing, so dit is nou, kom ons sê nou maar, hy het nou net om die gesprek nou aan die gang te hou, maar dis ander gelowe in die Bybelse tyd. Hulle het slawerny gesien as vernederend. So as jy 'n slaaf was dit vernederend. En die ironie van die saak is, Christus wat as dienaar gekom het ook, dit moes vernederend gewees het aan die kruis. Dit moes vernederend gewees het om te sê, ek is die Messias. Maar hier kan ek nie, ons weet hy kan, maar kan ek nie myself red aan die kruis nie, soos wat hom uitgedaag het. Die Romeine het weer dit gesien as 'n totale weerloosheid. Die Romeine, aan wie Paulus ook nou hierso skryf, het weer gesien, as jy 'n slaaf is, dan is jy weerloos. So vir Paulus om te sê, ek is 'n slaaf, 'n dienaar van Christus, hulle het gedink, okay, wie is jy nou? Hulle glo nie noodwendig in Christus nie. So 'n slaaf van iemand wat hulle nie as die Messias herken nie, is nog amper, wil ek sê, laer af. Ek het hierso 'n notaatjie ook geskryf, het sê, om iemand anders as die keiser in die hoofstad van die Romeinse Ryk, as weldoener en Here, ons praat nou van Jesus, te erken en te vereer, was lewensgevaarlik. Dit was tog die taak van 'n slaaf ook, om ten spyte van die gevare, nog steeds te sê, ek wy my toe aan U. Ons het weer bietjie verder toe nou gekyk na die Matteus teks, en Matteus herinner ons aan die verwagting en bevestiging van Jesus as die Messias. Nou, dis die ironie van waar ons nou is. Na Christus se geboorte, sy lewe, sy sterwe, sy opstanding en sy hemelvaart. Ons weet wat lê voor. Ons weet, daar's 'n tweede koms, maar in adventstyd, dan vier ons ook in afwagting dat Christus gebore gaan word. Ons weet hy's gebore, maar ons weet hy gaan gebore word, en dan gaan ons nou dit vier. Ek het so jare wat gelede, toe sê 'n klein meisiekie by
die laerskool, sê sy vir my, "Sjoe, want ons doen nou verjaarsdae en vier nou alles," en sy sê, "Nee, haar pappa verjaar in Desember en sy voel eintlik jammer vir Jesus, want dit moet aaklig wees om op Kersdag te verjaar." Dit is eintlik so oulik, maar ons vier, die 25 Desember vier ons Christus se vleeswording, maar eintlik vier ons dit nou al reeds. Ons vier dit in die afwagting, ons vier dit in wat ons weet vir ons voorlê. Paulus herinner ons ook in daai Romeine teks aan die gehoorsaamheid en loyaliteit deur geloof. Ek wil sommer vinnig net teruggaan na daai skyfie toe, net om te wys daar. Dit sê daar, Paulus, 'n diensknegt van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God. Nou, ons is almal afgesonder vir die evangelie van God. Ons is almal geroep om die evangelie te deel. En hier wil ek vir julle 'n vraag vra. Is net vir interessantheid, ek gaan niemand uitsonder of so nie. Wie van julle onthou julle drome? Okay, daar's 2. Okay, wie onthou nie julle drome nie? Okay, daar's meer. Wat interessant is, as ons kyk na daai opdrag, 'n geroepe apostel afgesonder vir die evangelie van God. Dis elkeen van ons. Nie as 'n apostel nie, maar as 'n geroepe van God. Ons vier vandag liefde. God roep vir my en jou om in liefde uit te leef. Iets van die liefde van God te gaan uitleef. En hoekom ek gevra het oor die drome is, ek het 2 weke gelede 'n droom gehad, waarvan ek julle gaan vertel. So ek droom, ek was in Polgreiling gewees, in 'n geval as laerskoolkind. Ek droom, ek moet my matriek finale eksamen skryf. Maar dis om een of ander rede in Polgreiling se kerkgebou, of 'n skoolgebou. 2 weke voor die eksamens begin, besef ek, maar ek het nog nie 1 hoofstuk van 1 vak hanteer nie. Shame, Tannie Corneille hoor al ewig van my drome in die kantoor, ek vertel al ewig. Nou moet ek in 2 weke al die hoofstukke, al die boeke van elke vak inhaal. Maar nou hier is die interessante ding. Ek het 'n universiteitsdosent, wat om een of ander rede my onderwyser is. En die sê vir my, jy moet hierdie groep mense tutor vir die volgende 2 weke. Maar ek het nie 'n cooking clue wat in die curriculum aangaan nie. En ek sit en is almal mense wat soveel beter as ek presteer. Mandy, jy was saam met my op skool, jy sal weet my punte was nie goed nie. So, dis mense wat toppresteerders is. En hier sit ek, en wat nou? Nou maak ons maar die boek oop, en dan begin ons blaai, en waffel hier so 'n bietjie. En so 'n paar dae later, met die preekvoorbereiding, kom ek agter, maar hierdie het eintlik baie te doen met my preektema. Ek het vir julle gesê, die subtema is, van uitstel kom afstel soms. God roep ons om in liefde uit te leef. God roep ons om die evangelie te versprei. En jy kan soms uitstel soos wat jy wil. Maar 2 weke voor daai eksamen gaan jy geroep word om iets te doen. Net soos wat Paulus voorheen Saulus nie kon uitstel nie. God het hom op die pad na Damaskus toe gestop en gesê, right, nou het jy opdrag. Hy kon uitstel soos wat hy wil, hy was nie 'n gelowige voor dan nie, maar die Here het net vir hom gesê, hier, stop dit nou. So my vraag aan julle, nou gaan ek weer terug gaan na my skyfie toe. Daar is die droom. My vraag aan julle is, waar kan jy liefde vandag al uitleef wat jy uitstel? Neem 'n oomblik om vinnig daai vraag net te prosesseer, voordat ek nou weer na die teks toe gaan. Is daar iemand wat jy moet vergewe? Is daar iemand wie jy moet om vergifnis vra? Is daar iemand wat 'n kospakkie nodig het, wat jy dalk nie voorheen raak gesien het nie?
Is daar iemand wat swaar trek wat regtig net 'n oor het nodig het om te luister? Is daar iemand wat 'n koffie kan doen? Julle, dis Desember, my geld's min. Maar miskien vereis dit net 'n koppie koffie saam met iemand. Waar kan jy liefde vandag al uitleef? So in die Romeinse tyd met Christene wat so vervolg word, ons is in 'n ander konteks vandag. Ons leef in 'n wêreld waar in 'n vishoek waar mense ons nie kom doodmaak omdat ons glo nie. Ons kry miskien dalk opmerkings op Facebook of 'n opmerking hier en daar tussendeur. Maar julle, dis ons vervolging. Dis al. Ons het dikker velle as dit. God roep ons, soos wat hy vir Paulus ook geroep het, om te sê, maar wat kan jy doen om in liefde uit te leef? Ons donderdag vier ons Kersfees, Christusfees, en dit is so lekker om deel te wees van die, ek sê dit nou maar in Engels, die hype. Die Kersliedere, as ek nog een keer Little Drummer Boy moet hoor, julle, gaan ek mal raak. Maar dis Kersliedere, dis 'n lekker atmosfeer in die lug. Maar leef ons eintlik regtig werklik uit wat ons glo? Op Kersdonderdag gaan ons ook weer herinner word aan die boodskap dat jy weet, Kersfees gaan nie net oor die geskenke en die atmosfeer en die etes en ons, julle ken mos dit nou maar, so ek gaan so 'n bietjie iets van dit ook insit, maar daarom nie die hele ding nie, so kom nog steeds. Maar in die aanloop daartoe, besef ons regtig wat ons nou uitleef, of behoort uit te leef. Vers 7 is dubbelsinnig mooi. Dit sê, of wat ek hier geskryf het is, in die eerste instansie is die brief gerig aan die wat Christus Jesus reeds as Here bely en dien. Maar aan die ander kant is dit ook gerig aan die wat buite staan. Baie van julle gaan ook, net soos ek, familielede hê wat kom kuier en kom besoek, en dis dalk partykeer mense wat bietjie aan die buitekant staan. Hoe kan ons in liefde uitleef? Ek gaan nie my familie as voorbeeld gebruik, ek gaan nou sê gaste wat kom kuier. Maar partykeer is dit soms moeilik ook. Is moeilik in die Kerstyd om al die kos reg te kry en almal moet blyplek kry en hoe organiseer ons dit en hierdie is weer met sy streke en daai is met. Dis daar waar jy juis geroep word ook om in liefde uit te leef. En ek nooi julle uit om daardie uitdaging te vat. Dis vir my ook 'n uitdaging. Dis vir ons almal 'n uitdaging. Maar wat 'n voorreg. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde en dankie dat u vir ons omsien. Dankie dat u vir ons sorg en al maak ons foute, al oortree ons, u bly vir ons lief. U gee vir ons om. Ons sien so uit daarna om donderdag u vleeswording te vier. Ons vier vandag liefde, maar dit bou op na 'n groot deel van u evangelie. Ons weet Kersfees, Paasfees, dit is nie aparte entiteite nie, dit is een pakkie. En ons sien uit om die begin van daai pakkie te vier donderdag. Dankie Here, amen. Ek laat julle met 4 laaste boodskappe. Nou, of laaste opmerkings. Dit is, as jy kyk na die lees of die preekrooster, die leesprogram, dan sal hulle baie keer ook momente uitgee wat gewoonlik leesrooster is vir die gemeente. En ek het dit toe afgelaai want dit skakel hierby. As jy hierdie week uitgaan, ek het nou ongelukkig gesien ek het nie die regte skyfie daarso nie. Maar die eerste een is net om te sê maar Paulus se teks in Romeine 1 vers 1 tot 7 is 'n belofte van God wat die werklikheid word. Hy is nie 'n abstrakte gedagte nie. Hy word 'n werklikheid, hy word mens met sy geboorte.
Hy stamp sy toon, hy trap op doringkies, hy voel seer, hy voel bang, God as 'n werklikheid. Dan, Jesus as die Seun van God bring genade, en hy roep jou. Dan, ons is geroep om gehoorsaam te wees, dis die derde een, net soos Paulus, wat absoluut geen keuse gehad het daar nie. Hy het seker 'n keuse gehad, maar hy was gekonfronteer met die Here se teenwoordigheid. En die laaste een is, onthou vandag se kers, die liefdekers, as die kers van liefde vir die nasies. Ons het gepraat van mense daar buite, is nie net vir ons nie. Dis 'n liefde wat uitstraal.